Goeiemôre vriende en baie welkom vanoggend by Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en my naam is Chanel. Nou daar's 'n idioom wat sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. En ek is seker meeste van ons is bekend hiermee. Nou hierdie kan beide mooi en lelik wees. Want wat 'n mens baie oor dink en oor voel, dis nou goed of sleg, sal jy actually maklik en gereeld oor kan praat. Dit beïnvloed ook die manier hoe jy oor dinge praat. Want eintlik, ons woorde wys wat regtig hier binne aangaan. En die Bybel leer ons iets baie dieselfde. Ons lees in Spreuke 4 vers 23, behoed jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Nou in Matteus 5 en 6 leer ons waar Jesus met die mense praat en hy verduidelik hulle hoe belangrik gedagtes vir ons is. Byvoorbeeld die 10 gebooie sê in Eksodus 20 en Deuteronomium 5 dat ons mag nie moord pleeg nie. Maar hier sê Jesus dat selfs in jou gedagtes, as jy iemand haat, dan is dit soos moord pleeg. In Matteus 15 vers 19 lees ons, want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, vals getuienisse, lastertaal. Met ander woorde, dit is deur die hart dat die hele mens, intellektueel, ons wil, emosies, ons liggaam, alles beïnvloed word. En in Jeremia 17 vers 19 word ons gewaarsku dat die hart bedrieglik is. In Psalm 43 vers 2 lees ons, niemand wat leef is voor u aangesig regverdig nie. 1 Konings 8 vers 46 sê, daar is geen mens wat nie sondig nie. In Spreuke 20 vers 9 vra Salomo, wie kan sê, ek het my hart suiwer gehou, ek is rein van my sonde. In Prediker lees ons, daar is geen regverdige mens op aarde wat goed doen, sonder om te sondig nie. En vriende, die universele sondigheid van die mens word sadly bewys deur die feit dat ons as mense van nature tot die kwaadgoeders neig en nie die goeie nie. In 1 Johannes 1 vers 8 word ons herinner, as ons sê dat ons het geen sonde nie, dan mislei ons onsself. En nou gaan ek klink soos my 2-jarige niece weer. Maar hoe dan, Chanel? Want come on, vriende, wie van ons staan actually in die oggend op en sê, vandag gaan ek sondig. Maar vriende, hoeveel sukses het die mens al gehad? Hoeveel sukses het jy al gehad, ek al gehad, om sonde uit ons lewe uit te verwyder? En die conclusion is dan, alle pogings uit ons eie krag om 'n regverdige lewe te ontwikkel en te lei, is gedoen. Omdat ons van nature sondige neigings het. En daarom met hoop en excitement, ons Bybelbelofte vir oggend, Esegiel 36 vers 26. En is God wat hier praat, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee. Vriende, luister saam met my na die pragtige lied, Here gee vir my 'n skoon hart. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not
is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Lewende beloftes. Elkeen wat sondig is 'n slaaf van sonde, maar vriende, bad. Krag van bo kan ons van hierdie slawerny verlos. Is dit nie goeie nuus nie? Ons Bybelbelofte vir oggend, Esegiel 36 vers 26. Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit die vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Johannes 8 vers 36 sê vir ons, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. In Johannes 15 vers 4 en 5 sê Jesus vir ons, as julle in my bly, want sonder om in my te bly, sonder my kan julle niks doen nie. En vriende, ek dink dit wat hier belangrik is, moet ons besef. Ek en jy kan nie. Vriende, ons kan nie op ons eie nie. Die Bybel leer ons harte is bedrieglik. En hoe amazing dan, dat God juis sê, ek sal vir jou 'n nuwe hart gee. Ek sal die hart wat jy het uithaal, en ek gaan vir jou 'n nuwe een in die plek daarvan gee. Figuurlik natuurlik. Want selfs Paulus skryf oor en oor, hoe hy nie eers op sy eie krag kon staatmaak om 'n regverdige lewe te lei nie. Ons eie pogings is te vergeefs. In Romeine 7 sê Paulus, ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En God sê, ek sal. Ek sal vir jou 'n nuwe hart gee. God beloof my en hy beloof jou, dat hy ons innerlike natuur kan verander. Hy wil ons verander, ons begeertes, ons gedagtes, ons neigings. Die Heilige Gees is elke liewe oomblik daar vir ons, hier by ons, om ons te help en te lei in gehoorsaamheid en in waarheid. God beloof dat hardkoppigheid en ongehoorsaamheid vervang kan word. Hierdie belofte, vriende, bewys God se genade en sy vermoë om ons as mense van binne te kan verander. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En terwyl Jesus Christus aan die kruis gehang het, het hy gesê, dit is volbring. Vriende, oorwinning oor sonde is moontlik in Christus. Alkoholisme is beatable. Pornografie kan opgehou kyk word. Verslawings kan stop. Dood, moord, egbreek, steel, leuns, begeer kan omgekeer word in liefde. Want vriende, die Skepper God is liefde. En net soos hy in Genesis gespreek het en dit was, kan hy spreek tot my en jou en 'n nuwe hart skep. 'n Hart wat God wil dien, 'n hart gereinig deur die bloed van Christus, 'n hart wat sag en teder is, 'n hart waar Jesus in kan woon, 'n hart wat rein gedagtes dink, 'n hart soos Jesus, 'n hart met rein gesindheid, 'n nuwe hart. Want dis wat God beloof, ek, sê God, sal vir jou 'n nuwe hart gee. Bly in Christus, dis waar ons oorwinning lê. Vriende, ek wil jou graag uitnooi. Kan ons asseblief saam met jou bid of vir jou bid? Of dalk het jy iemand op jou gebedslys wat ons ook saam jou kan opdra aan God. Asseblief kontak ons awrafrikaans.org of stuur vir ons 'n WhatsApp 060 248 1172 060 248 1172. Maar daar waar jy nou is, kan ek asseblief vir jou bid. Ons hemelse Vader, dankie Here dat U vir ons U wet gegee het. Dankie Here dat U dit op ons harte skryf. Dankie dat ons daardeur kan weet wat die verskil is tussen reg en verkeerd voor U. Vader, U ken ons harte beter as wat ons self doen. En Here, U het beloof, ek sal vir jou 'n nuwe hart gee.
En Here, dis vanoggend my gebed. Mag daar 'n luisteraar wees wat ook vra, Here, maak my hart nuut en sag. Vader, verwyder alles wat in my hart is, wat my weghou van U af. Here, gee vir my 'n hart wat U liefhet, 'n hart wat U graag wil dien, 'n hart wat graag wil doen wat U wil hê ek moet doen, en wat ander mense met liefde behandel. Laat die Heilige Gees in my werk en Here, verander my lewe van binne af. Dankie Vader vir U genade. Dankie dat Jesus Christus die ultimate prys betaal het vir my sonde. Dankie Here. Dit is my gebed vanoggend in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen.